Goeienaand op die Sondag aand. Waar sit die boere? Ek het al in die verlede gesê, die boere moet verstaan, die boertribe moet verstaan. Ons toekoms is onlosmaaklik vas aan die toekoms van die Zulu tribe. En in 'n mate die Tswana tribe. So, ek vra vir die Zulu wat ek mee praat. Ek sê, okay, wat van die boere? Hy sê, wat van die boere? Hy sê, ons konings het ons deels met die boere gemaak. Ons weet hoe lyk hy kaarte. Ons weet wat is die boerland, waar is die boergrond, ons weet. Toe sê hy, and by the way, Durban behoort aan die boere. Dit was die Engelse wat dit by die boere gesteel het, hoor. Ek, okay. Toe sê hy vir my, maar hulle het 'n probleem met 'n plek. Hy sê vir my, ons het 'n probleem met 'n plek, soos Newcastle. Ek sê, ja. Hy sê, jy weet, maar daar's duisende Zulus wat nou daar bly. Ek sê, ja. Ek sê, maar dit is wat jy nou moet gaan luister na ou soos Richard Botha, wat vir jou verduidelik hoe werk kantons. Hy sê vir my, okay, maar wat is dit? Ek gee my so vinnige omleiding. Hy sê, okay, dit maak sens. Hy sê, so jy sê, dan is daar 'n stuk in Newcastle, wat 'n subkanton is van Zululand. Ek sê, ja. En hulle is onder beheer van Zululand, nie onder beheer van Boerland nie. O, sê hy. Dit klink interessant. En toe het hy my gevra, dat ek en Richard daai Engelse gesprek gevoer het, waar hy sit verduidelik het oor die kantons en so. Want hy het vir my gesê, ek wil jy met dit doen, want ek wil dit vir die koning gee. En toe het hy vir my oor die secessies en goed, het hy vir my gesê, hulle wil meer oor dit. Toe sê ek van, wow, ek is nie 'n boffin met dit nie, hoor, maar ek het 'n baie goeie ou met dit, Heinmark, so sê, yeah, I know about him. Toe sê hy vir my, now why don't you have a talk with him and let him explain those things in English, please, and then I'll give that to the king. So, ek is maar net die boerieman, maar ek het al 'n paar dingetjies gedoen hier in die agtergrond, sonder dat ek daar myself uitwys as 'n leier of whatever fucking ding. Het ek hierdie soort goed gedoen vir die mense op die grond. Ek het geen bekommernis oor die toekoms van die boer in Suid-Afrika nie. Ek het nie. Die boer gaan alright wees. Maar okay, nou moet ek bysê, dis die boere wat, jy weet, hy kyk in, kyk op, kyk rond en gedoen het. Ek gaan nou nie weer fotootjies wys nie, ek het dit al baie gewys. Jy verstaan, ons moet net seker maak, ons hand is in die hand van God. En laasweek op 'n stadium, in een van die gesprekke, het Prees die Bybelversies gepost hoor, uit 2 Kronieke 20, dink ek, en so. Ek sê dit vir julle, en ek het dit al baie kere gesê, dis nie ons fight hier in die boys. Dis nie ons fight nie. Ons moet uit hierdie fight uitbly. Don't engage, want dis nie ons fight nie. Ek sê nie moenie defend nie, hoor. En ek sê, en Wynand sê dit ook, maak maar daai lampies vol, hoor. Maar nou nie daai selfe fout maak as daai girls nie. Wat nou net gedink het is 'n joke nie. Maar nie. Het gaan nie 'n joke wees nie. Maar ek dink die groot fight gaan die immigrante teen die locals wees. Nou het hier mense al vir my boodskappe gestuur vandag, van 'n paar dorpe, want hulle sê, Colleen, hier by ons, die locals is ver in die minderheid. Dis net immigrante, waar jy kyk. Sê ek nee, okay, dis ook soos ek het ook het, jy weet. Baie van my inligting wat ek kry is ook maar dieselfde. En kyk, en sy vetgevrete, gerinde en gewatchte en gekettingde kaders, kan nie hierdie kak handle wat kom nie. Hulle kan nie dit handle nie. Papa sê nee, papa gaan nêrens, papa bly. Lekker aand vir julle.
Baie dankie vir julle ondersteuning. Boerieman uit.